Halleluja. Ons sê vir elkeen vanmôre welkom hier in die huis van die Here saam met ons. Ek weet nie of u saam met my stem nie, maar dis lekker in die huis van die Here. En dit is lekker om die Here saam met u te dien. As jy weggegaan het op vakansie, welkom terug. Ons is bly jy is veilig, soos wat die skoolkinders sal sê. Dis nou terug hok toe. Maar ons is dankbaar om terug te wees. Ek gaan vra dat ons net so staan en sluit ons die oë. Here, ons sê vir u dankie vir die voorreg wat ons het vanmôre om die magtige naam van u te kan eer en te kan prys, en soos wat ons vanmôre sing, kan ons maar net dankbaar wees van die goedheid en u guns in ons midde. En ek dink vanmôre het elkeen 'n getuienis vanmôre om te kan verklaar dat u hand is nie te swaar nie, Here, en u oog te kort nie, en u oor was nie te swaar om te kan hoor vanmôre nie. U ken elkeen se hartsbegeerte, u ken elkeen se omstandighede vanmôre, en ons bid, Here, dat dit alleenlik van die lewende God sal kom vanmôre, want ons hulp kom op na die wat ons nou oproep vanmôre, en dis in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek bid dat u die diens sal salf,
en seën vanmôre. Ek bid dat U by elkeen sal stil staan vanmôre en dat U met ons sal wees en ons sal oplig vanmôre. En soos wat ons vanmôre gebid het, wanneer ons hier sal uitstap, dat ons as veranderde mense sal uitwees. Bid ek vanmôre in die naam van Jesus. Amen en amen. Maar ek weet nie waar U omstandighede vanmôre is nie. Ek weet nie of U gelukkig of hartseer vanmôre is nie. Maar ek weet een ding vanmôre, ons aanbid 'n lewende God. En ons eerste lied wat ons gaan sing is You Are the Words and the Music. Amen. Dit wat by die werk is, dit wat by die huis is, dit wat daar buite is vanmôre vir 'n oombliekie vergeet en net ons hande oplig en sing, why don't you lift up your hands vanmôre? En ons gee hom al die eer en al die lof vanmôre vir hom wat ons alles is.
Hallelujah. Ons volgende lied wat ons gaan sing is Lift Jesus Higher. Amen. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, lifting up for all to see. He's very high, we lifted up from the earth, I will draw all men unto thee. Lift Jesus higher, lifting up for all to see.
Let your glory fill this house this morning. Kom ons sing dit saam. Let your glory fill this house, let your praises fill our hearts. May we taste the love belongs to you. The sacrifice of praise. Let your glory fill this house, let your praises fill our hearts. May we taste the love belongs to you. The sacrifice of met 'n opgewondenheid, met vreugde, met blydskap, alles wat die Heilige Gees kan bied, Here, dat U naam alleen en vanmôre is waardig om verhoog te word. U alleen is heilig vanmôre. U naam is die naam bo elke naam. En wanneer U swing die tempel vol, dan val die juke van ons lewens af vanmôre. Ons is vanmôre vry verklaar deur die bloed van Jesus vanmôre. En ek vra vanmôre dat U nie in hierdie plek sal wees nie, maar dat die swing van U vanmôre in ons harte sal kom vol vanmôre. Wanneer ons hier uit sal stap, dat ons oorwinning sal vind. En vat vanmôre
wat U vir ons gegee het vanmôre. En daarvoor eer en prys ons U vanmôre. Daarom het ons U naam geheilig vanmôre, want U alleen is waardig. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen en amen. U mag U se plek neem. En dan so gaan ons dan vir pastoor oorgee sodat hy die woord van die Here kan volg. Voordat ons begin, ons vra die sondagsskool, hulle kan uitgaan, hulle het sondagsskool volgens, u is welkom om te gaan. En dan gaan ons ook kans gee as die Here vir u iets gedoen het, met 'n brandende hart, die wil getuig vir ons, dis nou die skrif lees, en gaan Frans het van my gaan te help. Die skrif sê ons kan onsself salf, ek hoef nie af te kom, of hoef nie vir die gemeentelede te kom nie, so, as u voel die kort bietjie salf, ek steek die hand op Frans gaan kom, die selfie salf baie maak ek nie maak so, dan gee jy salf terug. En so, as u bietjie salf nodig het, steek die hand op, dan gaan Francis nou daar by die draai maak. Dit nie, ouma. Terwyl Francis so rondbeweeg vir die salf, het ek 'n vraag vir u, en ek wil hê u moet daaroor nadink. Die vraag is, waar bly u? En ek praat nie van 29 Jobergsstraat in 2 kante. So nie. Waar geestelik bly u? Het jy daar nagedink, het jy 'n sekerheid waar jy bly? Gaan jy net vir my sê, ja pastoor, maar ek my hart vir jou gegee, ek bly nie hier. Dis baie goed, maar dit moet meer as dit wees. En as jy die woord het, kan jy ook maak op Psalm 91, ons gaan met die deur Psalm 91 gaan, en die slim mense en die geleerde teoloog sê, hierdie is een van die gedeeltes in die woord, nie is net die Psalm, een van die gedeeltes in die woord, wat die meeste seëninge en beskerming en wonders het, wat die Here vir 'n mens het, is in hierdie een Psalm van 16 verse vasgevang. 26 beloftes gaan ek vir u uitwys vanoggend, net so vinnig, ons daar sekerlik meer, as ons dieper gaan kyk, en ons sekerlik nog meer as dit kry. Maar ek gaan vandag vir hierdie lees, wanneer kans gehad, Frans is daar klaar maak, en al die mense klaar hulle self gesalf het, dan sou ek die Bybel kan lees. Ek het 'n paar psalms en 'n paar gedeeltes in die woord wat vir my kosbaar is, en hierdie is een van die kosbaarste gedeeltes. Maar kom ons lees nou saam. Vers 1 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skei. Sy trou is in 'n skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middernag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jou voet jou voet teen geen klip stamp nie, en op die leeu en die adder sal jy trap, en die jong leeu en die slang vertrap, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig. En ek sal hom my heil laat sien, tot sover in die woord. Soos ek sê, hier is een van die mooiste gedeeltes in die woord vir my. En ek wil vinnig net deur die beloftes gaan, en ek gaan nie daarop uitbrei nie.
Die eerste belofte, ek gaan net die vers vir julle noem, ek het so neergeskryf. In vers 1 staan daar, ons gaan vernag in die skaduwee van die Almagtige. Beteken, ons gaan naby hom wees. Ons kan by hom bly. Vers 2 sê, hy is my toevlug, my God op wie ek vertrou. Ek kan op die Here vertrou met alles. Ek kan as daar moeilikheid is, na hom toe hardloop. Ek kan as daar omstandighede is, weet hy gaan uithelp. Vers 3, red ons uit die net van die voëlvanger. 'n Voëlvanger is iemand wat strikke stel, sodat hy iets kan vang en doodmaak, of sodat hy iets kan vang en verkoop. Die duiwel is die groot voëlvanger, of die groot striksteller vir ons. Hy stel die strikke daar, dat waar ons loop, ons voet daar kan vashaak, en ons weg kan kom van die Here af. Hy red ons van die verderflike pes, dis ook nog in vers 3. Het staan eintlik daai, hy trek ons weg. Nou as hierdie Psalm hier geëindig het, was 'n klaar goeie Psalm gewees. Stem jy nie saam nie? As hy net vir ons sê, hy red ons en hy vat ons weg van die pes af, maar dit gaan verder. Vers 4 sê, onder sy vleuels sal jy skuil. Ek weet nie van wie van julle al op 'n plaas gewees waar daar 'n hoender en kykentjies is nie. Dalk het jy dit op die televisie gesien. Maar die kykentjies kan daar op die weg rond wandel en die maal pik daar aan die grond. En die oomblik wanneer daar 'n valk is, dan skree die maan, al die kykens hardloop en kom staan onder afwerk. Want sy gee nie om as hierdie aard of die valk of die roofvoël afkom en daar iets aandoen nie, solank daar kykentjies wat onder haar is, veilig is. Hierdie groot brand wat in Amerika was 'n paar jaar terug, hulle daar deurgegaan na die tyd en hulle kry 'n voeltjie daar op die grond wat doodgebrand is. Hulle dink daar is baie snaaks nie. Die vlerke is nie ingetrek nie, dis so oopgesprei. En toe hulle die voël optel, is haar kykentjies nog lewendig onder haar. Want haar vleuels het hulle beskerm, so beskerm die Here ons. Ek sal nie vrees vir die skrik van die nag. Dit wat ons nie kan sien nie, as dit nag beteken is donker, ons kan nie sien nie. Ek dink dis by vers 6 omtrent die waarstrek. Ons dis 5. Ons sal nie skrik vir dit wat in die nag kom wat ons nie kan sien nie. Ons sal nie skrik vir dit wat vinnig op ons afkom soos 'n pyl wat geskiet word nie, want die Here beskerm ons daaroor. Vers 6 sê, ek sal nie vrees vir die siekte wat op die middernag verwoes nie. Gewoonlik as ons 'n siekte het, dan voel dit vir ons of alles donker en sleg rondom ons is. Maar die Here sê, hy sal ons bewaar vir hierdie siektes ook. Soos dan die Moses gesê, ons kan net bid en dan sê die wêreld is hierdie goedes. As ons bid, dan is dit eintlik ietsie kleins. Ja, amen. Want die Here kan dit verander. Ek kom by vers 7. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan die ander kant, dit sal nie na jou toe kom nie. Beteken as ons op die Here vertrou, maak nie saak, as kies dit nou vir u so sê, maak nie saak wat die ekonomie doen nie. Maak nie saak of die petrolprys nou opgaan, omdat Amerika en die rande besluit het, hulle gaan nou weg oor 'n stukkie water wat eintlik aan die Here behoort nie. Dit sal nie na ons toe kom nie, want ons is die Here se kinders. Vers 9 sê, hy is ons toevlug, hy is altyd daar vir ons. Mense is nie altyd daar nie. Mense gaan ons faal, maar die Here is altyd daar. Vers 10 sê, geen onheil sal jou tref en wegruk van die Here af nie, want sy hand is oor ons. Vers 10 sê, geen plaag sal naby jou tent kom nie. Beteken, daai tyd waar hulle gebly het, baie keer die mense in tente by het gebly, het was hulle huis gewees, en as daar 'n plaag kom, is dit 'n onreinheid. Maar die Here sê, onreinheid gaan ons nie tref nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee. Hy gee 'n opdrag. Ek en u kan nie die engele opdrag gee nie. Ek kan hier staan en sê, pla jy, engel kom staan daar by die hek en beskerm ons van die pyle wat vlieg in die nag. Nee, ons moet sê, Here, gee u engele aangaande ons opdrag. Sal u asseblief vir hulle sê om rondom die kerk te staan en rondom die erf te staan, want hy gee 'n opdrag om hulle luister vir hom. En ons is net bietjie minder gemaak as hulle. Vers 12 sê, ons sal ons net beskerm en gaan ons op die hande dra, dat ons in ons voete stamp nie. As
As jy nou die voet vanmiddag by die huis staan, moet jy sê engel werk nie, dis geestelik. Op die leeu en die ander sal jy trap, en die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Hierdie gedeelte al my vrou het om sy bang as vir spinnekoppe. Sy sê nergens in die Bybel staan dat daar ons gaan spinnekoppe trap. Sy sê sy is nie bang vir 'n slang nie, want sy kan op 'n slang se kop trap. As jy nou kyk as ons weer wildheid toe gaan, as leeu's en ek was sê klim uit. Hy sê mos, die woord sê, die jong leeu sal jy vertrap. Gaan ek nie moeilikheid soek nie. So ek weet as daar 'n leeu kom, maar ek hoef nie vinnig te wees en net vinnig gaan sy. Want sy gaan die leeu se kop trap. Oh, mens. Kijk, dat zit boven. Kom ons sê sy gaan koop leeu gaan sit. Ek sal trap en sy sal sit. Nee, sy gaan sit. Nee, ek bly nie kwaad. Jy sal dit kan vertrap, want hy is daar. En die woord as ons lees van die leeu of iets wat lyk soos 'n leeu, nie die leeu nie, maar iets wat voorkom asof dit 'n leeu is, en iets wat voorgekom het asof dit 'n slang is dit die duiwel. Hy sê vir ons, wanneer die Satan ons aanval, dan het ons die mag in hom om te sê, ek trap op jou kop, jy's onder my voete. Romans 16:19 says, be excellent at what is good and be innocent of evil. En dan gaan ek aan en dan sê dit, for the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Dis lekker om liedjies in die Bybel te sing. Nee, maar gaan ons aan. Hy sê, ek sal hom red, die Here gaan ons red, hy gaan ons beskerm, hy gaan ons verhoor as ons hom aanroep. Daai staan in een vers daar, vers 14 en 15. Nee, as hy in nood is, as ek regtig voel, Here, ek weet nie watter kant toe nie, dan sê Here dan. Vers 16 sê, met lengte van dae sal ek hom versadig, hy gaan ons 'n lang lewe gee, ons met ons pa en ons ma eers, soos die woord ons leer. En ek sal hom my heil laat sien, wat beteken eendag, wanneer die Here terugkom, gaan ek dit sien. Of ek nou in die slaap geraak het in die Here, vir die wat verlede week hier was, maar ek kan onthou, of ek in die slaap geraak het in die Here, en of ek nog steeds hier is, ek gaan dit sien, al moet ek op 'n perd agter hom aandry wanneer hy kom, ons gaan die heerlikheid van die Here sien, want dis wat hierdie Psalm my leer. Maar iets wat ons moet onthou, hierdie hele Psalm, al is dit hoe wel, is gegrond op een ding, waar bly jy? Ek kan nie net sê, ek het my hart vir die Here gegee, dan gaan ek aan net soos ek wil nie. Ongelukkig werk dit nie so nie. Daar is 'n voorwaarde aan al hierdie mooi goeders. En dit staan daar in vers 1. In 33 vertaling, 53 vertaling staan daar, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Dit is so mooi. In die New International Version sê, whoever dwells in the shelter of the Most High, and King James sê, who he dwelleth in the secret place of the Most High. En daai secret place is nie iets wat onbegonne moeilik is om te kry nie. Ons dink mos aan 'n geheim. Eintlik sê die woord vir ons, hy wat in die geheime plek van die Allerhoogste skuil, sal vernag in sy skare wees. So ons moet by die geheime plek van die Here uitkom. Daai geheime plek, soos ek gesê het, dis nie iets wat baie of nee, okay, kom ek sê hoor. Dis nie iets wat onmoontlik is om te kry. Kan onthou toe die wegkruiping gespeel toe die kinders was, ek kan dit onthou. Dis een van die eerste goed in my lewe wat ek kan onthou. So ons het in Sebase gebly, ons het 'n groot stoepe gehad, en as mense op polies, dan sjok jy mekaar, maar ons het daar in 'n huisie gebly, langs die hoof, meer Aboud. Dis die hoof van die laerskool gewees. Ons het altyd wegkruiping gespeel, in die aande of wat ook al, ons al vriende gekom het. Ek onthou een keer het ons wegkruiping gespeel, en daar was 'n geheime wegkruipplek gewees. Bo op die TV-kas. Maar ek kon nie self bo op die TV-kas gekom het nie. Toe ons wegkruiping gespeel, toe hardloop maar by pa toe, want hulle daar gesit en televisie kyk, en ons kon net pa nie. Ek sê, ek wil daar bo wegkruip. En het my daar bo laat wegkruip.
En al die kinders het naderhand gesoek, die hele huis vol, en ek het daarbo gelê en weggekruip en vir hulle geloer. U sien waarom ons 'n geheime wegkruip plek het. 'n Geheime plek het waar die Here ons beskerm het, ons seker maak ons bly daar. Maar dit sou nie gehelp het as ons wegkruipertjie gespeel het en die oomblik wanneer hulle begin soek het, dan moet ek nou afklim. Want die oomblik as ek begin afklim, as ek van daai geheime plek al weg, dan gaan hulle my kry en dan moet ek hulle soek. En dit was nie baie lekker nie. Ek was die kleinste gewees, ek was altyd aan een kant toe, want ek was eenigste boetie ook. Daarom nie so erg gewees nie. Maar as ek in die geheime plek is, as ek daar bo op die kas weggekruip het, het ek doodstil net daar gelê tot die tyd verby was. Tot hulle gesê het, is nou ook wegkruipertjie gespeel. Hulle moet nou iets anders speel, dan moet my pa my af, want hulle saam speel. Jy sien, ons moet weet waar die geheime plek van die Here is. Ons het 'n paar goed wat ons moet doen om by daai geheime plek van die Here uit te kom. En ons moet dit aanhou doen. Anders gaan ons baie groot moeilikheid hê. Want as ons nie aanhou doen nie, gaan geen een van hierdie beloftes wat die Here hier vir ons gegee het, kan waar bly nie. Want dan bly ons nie in die skuilings of die secret place van die Here nie. En as ek nie daar is nie, dan kan ek, dit help ek niks nie. En soos ek sê, die geheim daarvan ons moet daar bly. Dis waar ek en u moet bly, in die geheime plek van die Here. Ek en u kan nie sê, nee maar, op Sondag as ek hier by die kerk, Maandagoggend, as ek by die werk is, dan trek ek my werk baie keer aan, as ek deel van die werk nie. Maar dan beweeg ek uit die geheime plek van die Here uit. Waar ek gaan en wat ek doen, daai geheime plek moet altyd daar wees. Ek moet altyd daar binne skuil. Maak nie saak wat gebeur, of hoe dit lyk, of wat om my aangaan nie, daai geheime plek moet ek hou. En daar's 3 goed wat ons moet doen. Daar's sekerlik meer, maar ek het 3 goed wat ek vanoggend met u wil deel, wat ons moet doen, en moet onthou en daarvolgens lewe, as ons in die geheime plek van die Here wil bly. Die eerste ding is, die Here is almagtig, en hy is in beheer. Dis een ding. Ons moet lewe dat die Here almagtig en in beheer is. Het jy gedink aan die begin van tyd, as jy die woord vat, en jy gaan lees Genesis 1, staan daar, die aarde was woes en leeg, en die gees van die Here het oor die aarde geswewe, en daar was niks. En die Here kom in sy almag, en hy praat, en alles kom tot stand. Ek wil 'n praktiese voorbeeld doen. Fransis, gaan kyk of by die mail daar agter. Sy gaan nou wees, nie bekommerd wees nie. Ons kan allerlei lekker goed met meel maak, is dit nie? Ons kan lekker brood maak, ons kan lekker koek bak, ons kan allerlei goed met hierdie meel maak. Okay. Ek daag elkeen van die in die kerk, en elkeen wat hierdie ooit sien, uit. Hier is die meel. Praat 'n koekie uit. Jy mag nie aanvat nie. Jy mag niks bygooi nie. Kom daar meel en koek. Ek bak nie so baie nie, so ek weet nie. Maar hier is meel. Dis gewone meel. Praat 'n koekie uit. Vat die meel, gooi dit op die tafel en praat met 'n tortekoek is. Nie een van ons kan dit doen nie. Want nie een van ons is almagtig soos die Here nie. So ons moet aanhou glo dat die Here almagtig en in beheer is. Jeremia 32:17 sê, ag Here, Here kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur die groote krag en deur die uitgestrekte arm. Geen ding is vir U te wonderbaar nie. Niks is vir die Here te wonderbaar nie. Niks is vir die Here onmoontlik nie. Hy is almagtig. Dink net wat U wil en hy kan dit doen. Ons het die jaar nie was in die gemeente toe,
het my vrou 'n bietjie probleem as ek gaan in vir 'n operasie. En dan gaan iets fout en sy gaan lê daar in hoë sorg. Dit is baie maklik as iemand daar in hoë sorg lê om te sê, Here, wat gebeur nou? Hierdie is daar nou baie onregverdig. Ons werk vir U hier. Kyk nie wat met 'n sondaar gebeur het. Hierdie kan nie met daai wat langs die pad staan en die Christen vloek, kan hy nie maar aan die hospitaal eerder gaan lê nie. Is baie maklik om wanneer ons in 'n omstandigheid val of wanneer daar iets gebeur of ons nie lekker is nie om te sê nee wat ek weet nie of die Here kan nie. George, jy al so gevoel? Here, ek weet nie of U kan nie. Ek weet of die Here ons hier uit gaan red nie hoor. Nee, want ons twyfel so 'n bietjie. Eintlik moet ek probeer op my eie krag hierdie goed nou regmaak, want ek vertrou nie meer op die Here nie. Die Here, ek weet nie of hy dit gaan doen nie. So ek probeer nou maar dit wat ek kan doen om dit reg te maak. Maar ek moet nie sê terwyl my vrou daar lê, het sy aangehou glo die Here kan. Amen. Alleen al beteken want dit was net so na COVID geweest en ek kon net so halfuur in die hospitaal gebly. Nou moet jy verstaan. Dis vandat jy inteken, jy moet fisies inteken by die hospitaal, so as jy ingaan, dan en sanitize al lekker goed doen. Onthou dit sê daai dingetjie wat jou temperatuur meet by die hospitaal. Dan gaan jy nou in die hospitaal in. Dan jy 'n halfuur om tot by die pasiënt te kom en 'n halfuur om uit te kom. Hulle time 2 keer 'n dag. My vrou lê loos op. Sy voel sy gaan dood. Verstaan jy met sy gewet sy gaan dood. Dan twyfel mens hoor. Han ek is die Here werklik hier? Is die Here werklik in hierdie situasie? Baie maklik om te dink. Sê nee, Here, ek weet nou nie. As ek klaar by die hospitaal is, dan stuur ek so 'n groepie gaan. Stuur ek hulle almal 'n boodskap en ek sê net ek alraai aan hierdie kant en daai kant. As ek by die huis kom, dan gesit ek al met my ma en ons kyk televisie tot ek by die hospitaal toe kan gaan. En ek het gevoel, ek gaan nie eens gaan bid nie, want help met sy lewe. Maar sy het vasgehou. Want sy het geweet die Here is almagtig. En sy het geweet die Here is op beheer. So as jy voel, Here, ek sit in 'n situasie en ek dink nie eers op beheer nie, die Here is op beheer, hoor. Maak dit nie saak wat die uitslag is van wat so toets wat jy voorgaan nie, die Here is nog steeds op beheer, hoor. Maak dit nie saak of die Mahindra se firewall gekraak het, die Here is nog steeds op beheer. As jy uitgaan by die kerk, gaan kyk hoe lyk die Mahindra. As jy verstaan kom jullie sê, prys die Here, niemand het seer gekry. Maak dit nie saak of jy nou wat aangaan by die huis nie. Maak nie saak wat aangaan by die skool, wat aangaan by die werk nie. Die Here is in beheer en ons moet dit glo en ons moet dit lewe. Ons kan nie net dit sê nie, ons moet dit doen. Ons moet daarin lewe. Die tweede ding wat ons moet doen om by daai geheime plekkie uit te kom en daar te bly. Dus ons moet weet dit wat die Here doen, doen hy goed. Ja, ons kan sê die Here is almagtig en ons kan sê die Here is op beheer. Maar partykeer dink ons dit wat die Here nou gedoen het, is nie so goed. Is jy waar? Ek dink partykeer nee wat. Dit wat nou gebeur het, is nie so goed nie. Nee, maar Psalm 145 vers 17 sê, die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Ek het hier met 'n passie glo. Weet jy wat 'n passie is? Gijsie het 'n passie vir cricket. Nee? Ja. 'n Passie beteken ek eet en slaap en dink en probeer my beste om meer cricket. Dis Gijsie se passie. Ek en u moet 'n passie hê deur te sê die Here kan. En dit wat hy doen hy goed. En dit wat gebeur, is goed. Dit pas in by dit wat die Here doen hy goed. Beteken dit wat die Here doen, is goed.
Soos Romeine 8 vers 28 gaan lees, ons staan daar in my eie woorde, vir hulle wat die Here lief het, gaan alle dinge ten goeie meewerk. Beteken, as die Here vir my lief is, en hy is vir my lief, want ek is vir hom lief, en ek het my hart vir hom gegee, en ek lewe vir hom, dan weet ek, dit wat gebeur, gaan die beste vir my wees in die Here se plan. Ek moet nie gaan in my eie krag en in my eie tersies nou alles gaan doen in my vermoë om dit nou anders te doen. Ja, ek moet werk. Maar as die Here besluit het, ons gaan nou 'n dry cleaners hê. En as ons lewe uitmaak, dan is dit wat die Here vir ons beplan het. Ja. As die Here besluit het, Johan is nou afgetree, dan gaan hy nie vir hom ander werk soek nie. Hy gaan nie weer matrasse gaan verkoop nie. Want alles gaan ten goeie meewerk vir hom wat die Here lief het. En hoe dan het die Here lief? So hy is nou by die huis, hy maak vir ons cupcakes, hy was die skoolgoed, hy maak kos, hy was, hy werk in die tyd, hy het allerlei name, maar dit is op hierdie stadium wat die Here vir hom instoor het, en dit moet hy nou doen. En as hy dit doen, moet hy dit goed doen. Het help nie net die Here is goed, en dit wat hy doen is goed nie, ons moet ook goed doen, dit pas in by dit ook. Gijsie kan nie 'n passie vir cricket hê, en nooit cricket oefen nie. Gijsie moet gaan en hy moet gaan bal. Ja, enkel. En Gijsie moet gaan en hy moet sy batting gaan oefen. Want anders gaan hy nooit vir die span gekies word nie. Jy kan die grootste passie hê. En as jy niks doen, nie gaan daar niks gebeur. Kom as ek 'n passie het om te gym, om spiere te bou en ek wil Mr. Olympia toe gaan. Maar ek sit net by die huis, gaan ek nooit daar kom nie, né? Ek sal nou nooit daar kom nie, maar kom as dit dalk nog 'n kans, maar hy gaan by gym. Hy verstaan, ek en u moet ons deel ook doen, presies wat Jeline nou sê. Dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys om die Here te dien. Want ek en u moet doen wat hy van ons verwag. En al het my vrou en ek gedink, daai dokter het droog gemaak, dit het die beste meegewerk vir haar wat sy uitgekom. Ja. Op die tyd wat hy beplan het. Op die manier wat hy beplan het en die tyd wat hy bepaal het. En die laaste ding wat ons moet doen, om die geheime plek van die Here te bly. Die laaste ding, is ons moet hom prys. Ons moet lofprysing en aanbidding in ons lewe inkry. Ek het nie lofprysing en aanbidding, ek hou nie van dit nie. Ek is nie eens lief vir dit nie. Ons is almal geskok, almal kyk. Ek is verslaaf aan lofprysing en aanbidding. Ek en u moet 'n verslawing kweek om die Here se naam groot te maak. Ek en u moet nie kan wag om by die kerk uit te kom nie. Nie dat die pastoor my nie bel en vra, waar was jy vandag gewees nie? Nee, want ek wil die Here se naam loof en prys saam met my broers en susters. Ek wil sing en spring en skree en dans en juig vir die Here, want dis wat hy van ons verwag. Het u al gedink dat u lofprysing en aanbidding die mense rondom u nader trek aan die Here of hulle wegstoot? U moet dit in die lewe inkry dat maak nie saak wat die omstandigheid is nie, loof en prys die Here. Kry vir u 'n Christelike CD, ek weet die ouens nie meer CD's in my kar deesdae nie. Hulle vat dus maar van die telefoon af met Spotify of hulle het 'n stokkie wat hulle indruk en mens moet nie eens meer CD's wat nog van kassettapes, né? Onthou jy dit? Uittreks. Die jeug het nou so. Ek dink die wat ek daarvan praat nie. Maar kry vir u 'n manier om die musiek kan opsit wat die Here se naam groot maak. Sit dit in die kar, play dit. Of het goed gaan of sleg gaan, sing saam. Of jy lekker voel of sleg voel, sing saam. As jy nie liedjies het nie, vra vir Nico, hy sal vir jy skryf of vir jy gee, hy het baie liedjies. Woensdag aand staan ons hier buite, luister Christelike liedjies wat ons kan kry en skryf en al die goeders en dis lekker want ons maak die Here se naam groot.
Die Here gee nie om of ek van beat af hande klap nie. Die Here gee nie om of ek vals sing nie. Hy het my stem vals gemaak vir 'n rede. Hy wil ook gehad het ek moet iets anders in die kerk doen as voorsang. Maar ek kan nog steeds in die banke staan en sing. Ek kan nog steeds my hande in die banke klap, almal of mense hoor die tromme net 'n bietjie harder speel. Fransis, as iemand van beat af klap, speel net harder tromme. At least, as jy tromme speel en iemand begin bietjie trek, dan speel net harder op die regte been, kom daar weg. Maar ek en u moet lofprysing, dan moet 'n verslawing wees aan dit. 'n Verslawing beteken, ek kan nie gaan sonder dit nie. Ek kan nie my lewe deurgaan sonder om die Here se naam groot te maak nie. Ek en u moet hier staan, want ons uitstap met elkeen van Jesus stemme wegwees. Moet ons die Here se naam groot gemaak het. Elkeen van ons moet as ons van die kerk of kom by die huis, moet ons gou 'n bad of stort vat, want ons is pap nat gesweet. Want ons het gesing voor die Here en ons het gehardloop, ons het gedans, ons het al doen nie die enige van daai goed nie. Jy kan nog steeds die Here se naam groot maak hoor. Jy kan nog steeds 'n verslawing aan lofprysing en aanbidding hê. Ek weer woorsorg. En ek spot altyd daaroor, maar ek spot alleen net om te spot. Sy lê in woorsorg en sy glo die Here kan, want hy is almagtig. En sy weet dit wat hy doen hy goed. En sy het 'n liefde en sy het 'n verslawing vir musiek. Toe ek die Sondag daar kom, toe sê sy vir my, "Hallo kerk." Ek tog, "Great." Miskien het hulle iemand gestuur om haar te kom bid, miskien is daar ergens 'n kerkie waar net die kinders daar kapelletjies in die hospitale. Ek sê, ja, sê sy. Daar kom musiek uit. En al wat daar was, is die lig, die event. Daar waar die lig moet uit. Net is, nou staan ek en ek luister. Soos ek sê, dalk is daar 'n kerkie ergens, die musiek kom deur, maar daar is niks gewees nie, daar is net, sy sê, hoor jy dit nie? As ek nie 'n verslawing het aan die Here, as ons 'n verslawing het om sy naam groot te maak, en ek en nie is op 'n plek waar ons werklik nie kan nie, dan gaan die engele skare vir ons. Dan gaan hy, daar die engele wat musiek maak, in die hemel, stuur om vir ons te kom sing. Want hy gee 'n opdrag, as jy dit gelees. Maar ons moet 'n verslawing kweek en sê, ek kan nie sonder dit gaan nie. Ek gaan afsluit met dieselfde vraag wat ek hier gevra het in die begin. Waar bly u? Waar bly u? Wil jy nie saamkom en kom bly in die geheime plek van die Here nie? Wil jy nie inkom en sê, Here, hierdie wat ons vandag gehoor het, is niets wat die pastoor met ons gedeel het. Ons weet U is almagtig. Ons weet U kan. Ons weet dit wat U doen U goed. Ons weet ons moet U naam groot maak met alles wat ons doen. Maar wil jy nie deel raak van die geheime plekkie span nie? Kom ons doen alles in ons vermoë, geliefdes, om te sê, Here, ek wil in die geheime plek wees. Ek wil al hierdie seëninge. Ek gaan vanmiddag huis toe gaan wie gaan deurlees en wie gaan kyk of al nog is, wat ek seker daarvan daar's nog. Maar Here, ek soek al hierdie en ek gaan in die geheime plekkie van U gaan ek skuil om dit te kry. Maar dit help nie net ek is daar. Dit help nie net my vrou is daar. Dit help nie ons een of twee van ons daar nie. Ons elkeen moet daar wees. En ons by die kerk moet ons getuig van die goedheid van die Here. Ons moet getuig van dit wat hy gedoen het, wat onmoontlik is buitekant. Ons moet, soos ek gesê, hier sing en spring en skree en mal gaan, ons almal met jeesstemme maandag by die werk aankom, by die huis aankom en as iemand vra, maar wat gaan nou met jy as jy siek is? Nee, is my verslawing.
Roep jy uit Charlotte. Ons het 'n klag gekry, jy is verslaaf, sê ja, ek is verslaaf. Ek is verslaaf daaraan om die Here se naam groot te maak. Ek is verslaaf daaraan om te sing. Ek is verslaaf daaraan om te sê, praise God for He is good. En ek dink op dit kom op by die skool aan. Sy stem so weg. Die onderwyser vra, nou wat nou? Ek het nou verslaaf. As ek op my stem weg. Kan jy dink wat laat in die hoërskool gaan aangaan? Tot iemand gaan kom en sê, nou wat nou? Hy sê, ek is verslaaf aan die Here. Kom ons draai die dorp om. Kom ons maak die hele dorp verslaaf is. Amen. Maar verslaaf is aan die Here ons. Amen. Mag hierdie woord u bemoedig en u versterk vandag. Mag u uitgaan en die verslawing soek wat u nodig het. Amen. Tot sover in die woord van die Here.